Hierdie is 'n video vir die preppers. Sommige iets wat ek by die huis doen, wat julle miskien ook op 'n stadium kan doen. Lang terug gedroom, daar gaan 'n geweldige tekort wees aan eie. So, nou, ek was nog nooit 'n suksesvolle planter van eie nie. Dis asof hulle nie mooi wil opkom by my nie. Maar, ek kan wel sop eie, wat hulle noem leeks. Dit groei by my, maar nie van saad nie. So, ek het hierdie soppakke gaan koop. So oor die jare heen, jy weet die ou soppakke wat jy koop veral in wintermaande, dat hy nou 2 rape en hy het 'n wortel en dan het hy 'n leek tussenin of dan 'n sopei, so wit ui affære. En as jy mooi kyk en jy moet mooi kyk dat jy die regte koop, dan gaan jy kyk, jy koop een wat lyk asof hy net by die bodem afgesny is. Partymal sit daar nog so tekens van die worteltjies aan die onderkant. Nou so een koop jy. Dan sny jy hom nou kort af, so kort af. Die res kan jy nou gebruik vir sop. Maar daai stukkie gaan sit jy binne in 'n tuna blikkie. Ek bære al my tuna blikkie. Ek is 'n ou wat recycle. So by my gaan 'n blikkie nie verlore nie. Maar in elk geval, so jy vat hom en jy sit hom in 'n tuna blikkie met water. En jy sal verbaas wees, binne 'n week, dan stoot hy lote en jy kan hom gaan plant in die tuin. En so het ek oor die jare baie van hierdie sopeie by mekaar gemaak. Ek het 'n hele bedding met sopeie. Nou ja, mense is nie noodwendig altyd so lief vir hom in kos nie. Veral as mense nog gewone eie het en jy kan nog 'n sak gewone eie bekostig, wel, wie gee om dan nou? Maar ek het 'n baie oulike ding gekry wat 'n mens met hom kan doen. Jy droog hom. So hier na die einde van die seisoen het ek het hulle almal afgesny, ons het die bedding omgespit en ek het hierdie klomp sopeie, hierdie klomp leeks is almal in blikkies gepak en hulle blare het ek gedroog buitekant. En hierdie blare gebruik ek dan nou om speserye mee te maak. So baie interessant. So ek gaan vir jou die foto's wys, dan kan jy sien waarvan ek praat. En ek sal dit aanbeveel vir enige iemand, want so 'n leek kan op jou vensterbank groei, en jy kan hom gebruik, tot dit nou weer somer raak en dit baie reën kom. Ek bly op 'n plek waar ek nie my eie water het nie, so ek moet waterspaarsame gebruik, en ten spyte daarvan het ek 'n groentetuin, kan jy dit glo? Veral in die somermaande, die wintermaande is dit baie moeiliker. Maar kyk 'n bietjie na die foto's. Reg, so hier kan jy sien, sit die sopeie daar op my vensterbank, en kyk hoe mooi stoot hulle lote, en dan saai ek hulle sommer met die skêr af in kos, om dit mee te gebruik. So lyk hy as hy gedroog is, dan gooi jy hom nou maar deur die masjien. Jy kan hom selfs met die hand fyn maak, en dan, as hy nou fyn is, dan lyk hy nou so. Ek het dit nou maandag gedoen, dit is wat ek nou die hele maandag gestaan en doen het. Ek het hierdie gedroogde sopeie deur die masjien gegooi, en toe het ek dit gemeng met bestaande speserye wat begin klot het. Hy trek vog die speserye wat ek daar by Westpac gekoop het, en ek meng dit self, ek meng my eie speserye self, ek kan nie meer hierdie goed bekostig van R40 'n bottel nie, so ek het 'n klomp pakke gekoop, het self gemeng, maar hy's geneig om vog te trek, so hy raak klotterig, kliphard. Maar as jy hom meng met die sopeie se stof, die fyn gemaalde stof, dan gebeur daar iets wonderlik. Nou, hoekom dit so is, weet ek nie, maar dan kom jy agter dat jou speserye nie meer klot nie, hulle bly los, en jy kan hom dan nou gebruik oral in jou kos. Baie interessant, ek het dit nie geweet nie, maar hierdie is maar raad vir julle wat belang